Welkom terug. Ons gesels vanoggend met ons oor hulle splinternuwe enkelsnit. Sou jy? Goeiemôre julle. Hallo. Hoorie, julle twee doen gereeld covers op julle social media. So nou wil ek volgens julle weet, wat is julle gunsteling cover om te doen? Dus, ek het een. Okay. Ek weet nie gaan sê. Kurt Darren, Nooit. Hemel op Tafelberg. Daar's iets aan daai song en ek dink ons kies die goed wat ons sing gebaseer op hoe klink Revice sy dit sing. Wat gewoonlik goed is op hulle almal. Daai liedjie sit net anders te. Ek weet nie wat dit is nie. Ons wil hom in ons show nou al. Regtig? Ja. Dit is nice. Maar julle het ook vir die covers was 'n mengsel van 'n Kurt Darren song Ja, dis Kurt Darren en Engel van Karen Zoid. van Karen Zoid. Dit Ja. was nogal interessant om te hoor op sosiale media. Dankie, ja. Ek dink dit kom van Krone af dalk. Nee. Hoekom voel dit bekend? Want jy het gesing. Gesing, ja. En hoorie so, Revice sê vir my, ek sien op hulle sosiale, sy sing nou hier of 'n koppie koffie vas of 'n remote. Sy maak 'n mic. Letterlik, ek Hoe weet kom dit. dit? Het jy 'n ding met die hande? Ek weet nie wat dit doen nie. Nee, kom ek sê so nee. Ek's gewoond aan om as ek sing 'n mic in my hand vas te hou. So ek's nie bang om rond te loop. Ek kan een hand los hê. Ja. Maar as altyd 'n staan ek daar. Dis Hemel op daar. Dis weer. Loodsel daai, ja. Ja, dan sal ek eerder 'n koppietjie vas hou. Dis so funny dit agterkom. Ek het gesien te wonder. Nee, dit is so. Ek's gewoond aan om iets vas te hou terwyl ek sing. So Ja. Maar ek moet die gitaar vashou. Ek het baie begrip met daai. Okay, weet nie wat om jy te moet doen iets nie. vashou. Jy moet, ek kan nie Okay. anders nie. Nice. Revice, swat jy nog steeds? ek doen, ek's nou finale jaar julle. Ken jy Yes, nie? okay. Ja, ek het letterlik Het jy 'n paar jaar nie gemaak nie? Nee. Dit voel so vir my maar. Nee, sê nie. Sy het almal gemaak. Dit voel met 'n lank is. Nee, dit voel so, maar dit is daarom lekker. Maar ja, ek het Saterdag begin met toetsweek. Ek skryf môre en oormôre. Maar julle, dis 'n voorreg om besig te wees. Ons gaan voort. Is hierdie nou jou finale jaar? Ja, Wel, wat so jy? business management, BCom. Ja, Maar ons releases, Ja. vir een of ander rede, val mag altyd. net in ons toetsweke wees. Ek weet nie Nice. hoekom het ons Wie reël dit? ons. Dis wat Nee. Ek hoor en ek sê, kyk nee, ek sal begin beplan julle. Ewen laas jaar toe ons by Afrikaans Ja. groot was in my eindeksamen. Sterk jou voet neersit. sit jy voet neer by. Maar ek dink ook dit sal vir my weird wees om nie al hierdie chaos te hê in 'n toetsweek nie. Ek dink ek gaan te veel tyd op my hande hê dan. Probably. So jy gaan dan te goed doen. Ja. Dis I mean, jy kan nie te goed doen nie Ek dink ek gaan eksamens nie. wat procrastinate en probably slegter doen want ek het so baie Nice. tyd. Dis probleem. Hoorie, maar jy praat nou so van Afrikaans groot, want jy het dit nogals gedokumenteer. Verstaan jou dag was nogal skaars geweest. Dan jy Ja. geswat also backstage, dan doen iemand haar en make-up, dan gaan sing julle, dan is julle Letterlik. weer terug vir die swattings. Dis nogals iets om te doen, hoor. Dit is nogals insane, maar ek dink ook net ek sê altyd vir mense soos maak nie saak wat gebeur nie, daai show gaan gebeur en maak nie saak wat gebeur nie, daai toets gaan gebeur. Dit is my verantwoordelikheid hoe goed ek voorberei. Soos ek kan nou besluit of ek daai tyd soveel angs gaan hê dat ek nie kan asemhaal nie of ek dit gaan kan doen en reg doen. So dit gaan maar alles net in beplanning in. Hoor jy, daai ingesteldheid hou ek nogals van. Nog iets wat my altyd beïndruk van julle twee is, julle is vreeslik gesellig. Maak nie saak waar mense julle raakloop nie, of dit by 'n fees of 'n konsert of 'n onderhoud is. Julle is daai tipe mense wat gou 'n oomblik sal vat om met mense te gesels. Dankie. Is dit hoe julle is van nature of is dit soos 'n doelbewuste, okay, ons moet tyd maak vir mense, of is julle persoonlikhede redelik soos outgoing? Nee, dis maar net hoe ons is dink ek. Ons hou van chat, ons gesels met mense en ons het altyd seker maar iets om te sê. Ek dink nie dis vir almal so lekker nie. Wow, julle mense te besig. Ek dink partykeer dalk, ja. Maar nee, dis maar net vir ons lekker. Ja, ons is altyd baie ekstrovertiese mense. Ons hou van gesels. Ek dink dit is maar net hoe dit is van nature en ja. Wat dit makliker maak, want jy weet by die events se goed, moet jy bietjie Ja. small talk maak. So as jy nie kan nie, is dit nogal 'n challenge. Ja. Ek het ook oor die naweek eers uitgevind dat jy een van die skrywers was op Lorika se huis. Ek was ja. Ek was pleasantly surprised en beïndruk geweest toe iemand vir my sê jy was een van die skrywers geweest op huis. Hoe het daai gebeur? Sure, dit was net 'n massive voorreg eintlik want Tannie Lorika was eendag in die studio en toe het die ouens by die studio half net so terloops gesê as jy 'n liedjie wil probeer skryf, hierso is wat waaroor sy wil skryf. Sy het dit klaar uitgetik, sy weet wat sy wil hê. 'n hele Toe woord pas dit dokument net so by the way. Ek sê die ultimate Sy professional. is né? reg. Toe het sy iets en dit pas net by 'n halwe liedjie wat ek klaar het. Toe sê ek vir Jerry wat saam met my geskryf het, kom ons
finish hom net op in daai rigting in en dan pitch ons dit en dank die vader sy daarvan gehou. Yes, dit was 'n groot voorreg man. Dit is ontsaglik 'n mooi liedjie. So Baie dankie. baie geluk met die feit dat jy hom klaar gekry het of jy hom klaar gekry het. Is liedjie skryf iets wat na in jou hart lê? Wil jy dit meer en meer doen? Absoluut. Liedjie skryf is my nommer 1, eintlik my nommer 1 passie. Ek hou meer van die agter die skerms werk van hierdie industrie. Of dit kom meer natuurlik vir my as ek dit so kan stel. Julle sal sien op stage ook. Sy loop rond en spring en op. Ek staan net so met my gitaar probeer rond. Maar dit maak dit 'n mean team. Soos hy kan freaking amazing songs skryf. Ek hou van perform. So dit werk mooi uit. Ons het die songs, ons het die performance. Dis wat meer met het mens nodig. Ja. Daar's balans. Ja, daar's balans. Ons Goeie span. hou daarvan. Kom ons praat oor hoogtepunte van 2025. As jy terugkyk na verlede jaar, wat was vir julle van julle hoogtepunte geweest? Laas Sure. jaar was 'n insanely geseënde jaar geweest. Ek moet sê, ek vir dink- my, Ekskuus. Ja, gaan maar. Ons het baie gegroei verlede jaar. Ja, okay. In terme van ons live show en ons het 'n paar bucket list konserte afgetik. En Ja, so dit was vir joh. ons 'n groot jaar geweest. Afrikaans is groot natuurlik. Krone definitief. En ook. dan het ons Liefde by die Dam gespeel wat Ja. wat 'n alternatiewe fees is. So Ja. dit ons wou nog altyd al 'n brug wees tussen die kommersiële en die alternatief. So as hulle jou boek vir so 'n show dan is dit lekker. Dis net confirmation ons is in die regte rigting op Ja, pad. definitief. So dit was lekker geweest. Ja, Ja, netjies. en ons het ons eerste song uitgebring saam met 'n ander band, Stylies Ja, met ja. Rooksyn. Dit was Okay. ook baie O, ja. lekker. Ja, dit is 'n besige jaar laas jaar geweest. So nee, dit is eintlik 'n goeie maatstaf om van daar af te bou. Maar hier's nou, hoe top jy vir jaar? Want as jy nou jou bucket list Afrikaans is groot, krone, verstaan Liefde by die Dam, saam met dan hoe gaan jy nou vorentoe in 2026? Hoorie, dit is letterlik 'n vraag wat ek ek het my maat eendag oor gepraat. Ek was so sosiaal, was so insane jaar. Hoe? Ja, die probleem is ons het dit nou geproe, nou wil ons dit weer hê. Ja, ek dink ja, dit is so. So nee, mens vat hom, jy weet ons die land is daarom geseën met baie live shows en elke skool en elke kerk doen 'n show. So jy gaan elke jaar ander plekke Iewers. sien. Jy gaan eers ietsie doen. Maar dan die Afrikaans is groot en daai tipe shows. Mense wil dit maar net speel. Ons beplan ons releases rondom Afrikaans is groot sodat ons 'n liedjie Wow. op die verhoog kan hê. Potentially, So, ja. ja. Nou, julle maak altyd, meestal maar liedjies oor positiewe goed, jy weet, die liefde en dis meer en so. Ja. En toe is daar op social media hierdie post net voor sou jy uitkom wat julle sê slegte nuus, ons die gerugte is daar, ons twee, ons het 'n liedjie geskryf vir 'n break-up. Julle het 'n paar mense onkant betrap. Hier is nou 'n liedjie oor 'n break-up. Hoekom die verandering? Kyk, ek sê vir Marco ook, dis vir my eintlik 'n goeie ding. Ons kyker altyd vir die mark van verlief wees en happy wees en al daai goeters, which is baie lekker. Ek smaal daaroor om lekker ligte liedjies te bemark en dit te sing en dit. Maar daar is ook 'n mark vir die mense wat deur 'n break-up gaan of wat bietjie hartseer is of whatever. Ons wil ons musiek relatable maak vir almal. So dit was vir ons belangrik geweest om bietjie in daai mark ook in te kan gaan en met daai mense ook te kan praat. Ja, ek dink op die einde van die dag ons grootste ding is om relatable te wees en real Ja. te wees mense. En dit is nie realisties om altyd happy te wees nie. Partykeer werk dinge nie uit nie. Maar ons beoog om nog steeds altyd 'n liedjie uit te sit wat lekker voel, al is die lirieke 'n bietjie Ja. donkerder of 'n Bietjie bietjie depressie. swaarder. Ja. Die liedjie voel nog steeds lekker. Dit is 'n upbeat liedjie so ja. Dis so funny want gewoonlik as ons bemark, dan is dit mos nou happy en jy moet smile en dit. As ons nou bemark, is dit vir my so moeilik om kwaai en straight face Marcus agter die kamera elke keer soos, like wire. Ja, sê gou so. Ek is sad, kom. Sorry. Hoe voel jy oor die break-up? Nee. Nee, dit is so. Maar Nou, nee. praat 'n bietjie by sou jy, né? Waarna verwys die song? Waar gaan die song? Ag, dis maar daai gewone vraag wat jy na elke verhouding sê, maar dit het nie uitgewerk nie. Dan is daar altyd die vraag, jy weet, as jy dinge kon oordoen, sou jy dit oordoen? Of wat kon ek anders doen? Of wat kon jy anders doen wat dit sou laat werk? Maar op die einde van die dag loop dinge maar dit gaan maar sy gaan en dinge werk uit soos wat dit moet. Oh. Maar dit is maar net menslik om terug te dink en te wonder genoeg gedoen het
Wat kon ek anders doen? Wat sou jy anders doen, As ek dit kon oordoen as jy my nou 'n jaar terug was, sou ek dit oordoen of nie? Dis daai vraag en dis daai- waarmee ons waar ons geskryf het. Dis daai classic statement ook van as hy wou dan sou hy of as sy wou dan sou sy. En ek dink dit is baie belangrik om bietjie weer die standaarde daarbo te kry. Soos as hy wou dan sou hy en ek dink pro baie soos my boetie het 'n meisie en sy was in die Kaap gewees en hy het vir haar letterlik blomme so intoe gepos want hy koop elke maand vir haar blomme en hy gaan nie net 'n maand skiep omdat sy in die Kaap is nie. En dis maar net daai classic as hy wou dan sou hy. Hoorie, ek gaan julle druk. Is daar nuwe musiek op pad? Wat kan jy vir ons weggee terwyl jy is? Ja, ek bly vra dit. Ja. Ons het terwyl ons besig is met hierdie release, toe skryf ons 2 nuwe liedjies wat ek was nog nooit so opgewonde in my 100%. lewe. Ek weet almal sê dit altyd oor die nuwe musiek, Nee, maar julle- hierdie Okay, maar wanneer hoor ons hulle? Dis baie moeilik om te sê binnekort. Dis die regte Oor 'n antwoord. maand, oor 'n week? Kom nou Nee, maar. weet nie. Nee, binnekort in die volgende paar maande, maar ons is regtig. Ek weet ons moet hierdie sê, maar ons Nee, voel dis dit regtig kom by exciting. ons unieke klank van die heel begin uit. Dit voel soos die eerste paar liedjies, so ons is baie opgewonde. Ja. Ons kan nie wag nie. Dit was so lekker om julle op die geel bank te hê. Baie dankie dat julle 'n bietjie kom deel het oor is sou jy en ook net julle jaar wat voor lê. Baie sterk en ons lekker met julle chat. Dankie, Dankie is altyd julle. lekker julle. Dit is ons met sou jy en hier is daai musiekvideo.